Goeiemôre almal, vandag is dit die 2de Julie die jaar 2025, se lieflike dag deur Abba geskenk aan ieder en elkeen van ons. My naam is Sonja Gerber en vanoggend gaan ons 'n bietjie gesels rondom hulp. Weet, alle mense kom in die nood. Almal het soms een of ander tyd het jy hulp nodig, maak nie saak op watse gebied nie. Soms kan mense jou help en soms nie. Ander kere is daar instansies wat jou te hulp snel. Maar die meeste van die tyd het ons God nodig. Hy is jou hulp en jou redder. Roep hom aan in jou tye van benoudheid en hy gaan jou help. Daar is gevalle in die Bybel wat opgeteken is en ons gaan nou daaroor gesels, wat die Here mense te hulp gesnel het. Dalk is dit 'n goeie ding dat ons so bietjie dit memoriseer, sodat ons in ons eie lewe dit kan gebruik wanneer ons hulp nodig het. Halleluja. Die eerste gedeelte kom uit 1 Samuel 7 verse 8 en 9. En die kinders van Israel sê aan Samuel: Laat nie na om die Here onse God aan te roep nie, dat hy ons uit die hand van die Filistyne verlos nie. En toe het Samuel 'n suiglam geneem en hy het brandoffers in sy geheel aan die Here geoffer en die Here aangeroep vir Israel en die Here het hom verhoor. Halleluja. Dan 1 Samuel 12, ons lees die vanaf verse 8 tot 11. Nadat Jakob in Egipte gekom en julle vaders die Here aangeroep het, het die Here vir Moses en Aaron gestuur en hulle het julle vaders uit Egipte gelei en hy het julle op hierdie plek laat woon. Maar julle het die Here vergeet. Daarom het hy julle verkoop in die hand van Sisera, die leerowerster van Hasor, en in die hand van die Filistyne en in die hand van die koning van Moab, wat teen hulle geveg het. Toe het hulle die Here aangeroep en gesê: Ons het gesondig, want ons het die Here verlaat en Baals en die Astartes gedien, maar red ons nou uit die hand van ons vyande, dan sal ons U dien. En die Here het Jeribaal en Bedan en Jefta en Samuel gestuur en om julle en uit die hand van julle vyande rondom te red, sodat julle veilig gewoon het. Halleluja. Die ander gedeelte kom uit Psalm 18 hier vanaf verse 3 tot en met 7. Die Here is my rots en my bergvesting, en my redder, my God, my rots, by wie ek skuil, my skild en die horing van my heil, my rotsvesting. Ek roep die Here aan, wat loowaardig is, en van my vyande word ek verlos. Bande van die dood het my omring, en strome van onheil het my oorval. Bande van die doderyk was rondom my, strikke van die dood het my teëgekom. Toe ek benoud was, het ek die Here aangeroep, en ek het tot my God geroep om hulp, en hy het my stem uit sy paleis gehoor, en my hulp geroep voor sy aangesig het in sy ore gekom. So jy hoor, die Here sê hy hoor uit sy paleis, hoor hy jou hulp geroep. Halleluja. Jesaja 50 verse 7 en 9 is ons volgende gedeelte. Maar die Here help my. Dit is Jesus wat hier praat van God die Vader. Daarom kom ek nie in die skande nie. Daarom het ek my aangesig gemaak soos 'n keisteen en ek weet dat ek nie beskaamd sal staan nie. Halleluja. Kyk, die Here help my. Wie is dit wat my kan veroordeel? Kyk, hulle sal almal verslyt soos 'n kleed, die mot sal hulle eet. Halleluja. En ons laaste gedeelte is Johannes 16 verse 33. Dit het ek vir julle gesê, dat julle in my vrede kan hê. In die wêreld sal julle verdrukking hê, maar hou goeie moed, ek het die wêreld oorwin. So hoor jy, die Here sê hy het die wêreld oorwin. So moenie vrees nie, moenie angstig rondkyk nie, kyk net op. Ons hulp is van bo. Halleluja. Almagtige God en hemelse Vader, Here, dankie dat U die een is wat ons help. Here, in tye van nood kom U ons te hulp. U red ons uit gevaarlike situasies, uit situasies waar ons dalk onsself bevind en ons nie moet wees nie. Here, baie dankie dat U die redder is, nie net van ons lewens nie, maar ook van ons siel. Here, dankie dat ons U kan aanroep in tye van benoudheid en dankie dat U ons hulp is en ons redder en ons verlosser is. Here, aan U alleen kom toe die lof, die eer en die aanbidding. Seën ieder en elkeen in hierdie dag, is my gebed in Jesus naam. Halleluja. Amen en amen.